Goedemiddag allemaal. Wow, ons is baie excited om vanmiddag weer saam met julle te wees en baie welkom by die tweede sessie of by die tweede episode liewer. My naam is Bradley Windwaai en Ek is Edgar Hermanus. En ek sit vanmiddag saam met skoonpa wou ek sê. Edgar Hermanus en wat 'n voorreg is dit om weer die tweede sessie te doen. Ons hoop dat julle regtig waar die vrugte van hierdie conversations gaan geniet. Amen. En Ja, mag dit tot julle harte spreek. En ja, ons het actually wakker gebly om vandag saam met julle. Ag, dis nie waar. Ek was geforseer geweest. Ag, dis nie waar. Ja, luister, ons het 4 weggeswom in ons eerste conversation en ons dan ons hoop om met 'n gereelde ding te doen. Ons hoop om gereeld julle bietjie te bless met die conversation wat ons het. Kom ek sê so, wanneer ons socially by mekaar kom, as jy gaan die conversations maar net so. Die conversations gaan bereik diepte, die conversations bereik hoogte. Soms is die conversations baie vlak, nie vlak waar wanneer ons 'n bietjie begin grappe maak en so, maar dis maar al hierdie tipe goed met ons geniet as familie, as paanseun in die geval. So ja, ons hoop julle geniet dit saam met ons. Gaan jy die weerspan? Ja, ons sal graag julle weer deel maak van ons familie. Want enige gesprek by ons draai uit rondom die Here. Ja, soos wat julle dit gaan geniet. Ja, en soos die Here se vermoë. So daar gaan verskillende dinge inkom in ons sessies en so. So hou julle hart oop, dit beloof om excited te wees. Ja. En ons beloof julle hierdie woord is betroubaar. Dit is 'n absolute betroubare woord. Ons hoop dat julle regtig waar saam met ons hierdie journey gaan stap en Amen. dit geniet. En groei daaruit saam met ons. Ek dink ons gaan ook hier uitgroei. Ja. Maar dat julle saam met ons hier uitgroei, ja. Ja. So, laat ons begin. Ek dink ons begin by die begin. Ons het 'n voorlesing van skrif en woord wat ons vir julle gaan voorhou. Ek het net 'n notaboekie wat ek hier vol verskillende notas geskryf het en dit het my toe ek voorberei vir hierdie gesprek het ek dink, nou maar voel as ek hier aan die go kom met dit wat ek wil uitbeeld uit die hart uit. Maar ons begin by die skrif. Kom ons lees uit Johannes hoofstuk 13 uit. Ek gaan tot by vers 8 lees. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, gegee om hom te verraai. En dan sê hy, het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hand gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan, sy boklere uitgetrek, en 'n doek geneem, en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was en afgedroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Interessant. Bradley, ek wil net liggies raak aan identiteit en hoe ons identiteit sien en hoe ons eie ervarings rondom ons as individue, sy identiteit. En
hierdie gedeelte was vir my nog altyd 'n gedeelte wat uitgestaan het en wat my getoon het. En dit waarom ek my lewe begin bou het, is hoe Jesus homself gesien het. Ek het my identiteit begin bou, nie as 'n kleerling man nie, maar as uit God se oogpunt uit. En hoe God sy seun gesien het en hoe hy seun homself sien in die lig van hoe sy Vader hom gesien het. En hierdie gedeelte spreek boekdele en ons daarna kyk teen Jesus die volwassenheid wat die Here Jesus Christus aan die dag gelê het met hoe hy homself voorgehou het, hoe hy gespreek het, hoe hy gelewe het en waarna toe hy op pad was. Ons identiteit gaan meer as net die sienswyse wat ons rondom onsself het. In Jesus se geval sê die skrif dat uitdruklik dat die Here Jesus het geweet waarvandaan hy kom En waarheen hy op pad is. en waarheen hy op pad is. Ja. So ons identiteit sluit in, soos die Bybel van God self sê, hy wat was en hy wat is en hy wat sal kom. Ons sluit ons identiteit en sluit dit in hoe ons onsself moet perceive as ons na onsself kyk. En dan praat ek nie ook net van swak selfbeeld nie. Ja. Want baie van ons het swak selfbeeld of baie van ons kyk na onsself deur ander mense se oë. Maar ander mense se opinies rondom. Presies. Ja. Presies. Maar hoe het Jesus in hierdie gedeelte toon ons hoe ons na onsself moet kyk en hoe seker ons moet wees waarvandaan ons afkoms en wat nou is in ons lewe en waarheen ons op pad is. Interessant van hierdie skrifgedeelte, hy sê voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, die Pasga was 'n Joodse fees. Is dit nie die Paasfees nie? Ek gaan nou daarby kom want ek wil Nee, ek vra net. Ja, ek wil 'n regstelling maak rondom dit. In die Joodse taal is hy Pesach. En dan in die Afrikaans sê ons die Pasga. Wat beteken Passover. Is iets wat oorgegaan het. Jy gaan oor iets. Dit is soos in die geval wat die Bybel beskryf van Moses en die Israeliete die bloed aan die deurposte moes gesmeer. Ja. So as die gees van die dood dan verbykom, dan gaan hy oor die huis waar die bloed aan die deurposte gesmeer was. Dis nou geskiedkundig die Pasga. Dit is geskiedkundig, maar dit is wat die Here daar gestel het vir ons. Want dit sou as 'n toonbeeld bied vir die dag as Christus kom en wat Christus vir ons gaan maak en doen deur sy bloed en deur die werking van sy bloed in ons lewe. Ons noem hierdie fees 'n groot regstelling wat moet kom in die kerk. Ons noem hierdie fees Easter. Waarna kom die woord Easter? Kan ons nie dit oor 'n gesprek van later. Ekskuus as ek jy goed dis nou omdat ek so fiks is dat ek jy goed so voorrede uitloop. Ek moet hom stop hier, geliefdes, en anderste dan slaan ons weer ander rigting. Ja. Ons noem dit wat is die woord wat jy net gebruik het? Pasga, Passover, Easter. Passover en dan noem ons dit Easter. Wat hele verkeerde beskrywing is van Easter. Hierdie fees plus die fees van Pinkster en plus die fees van Tabernakels is die 3 vasgestelde tye van die Here vir Israel. Elkeen van hierdie feeste stel voor 'n gebeurtenis
wat al gebeur het en wat gaan nog gebeur Tot in ewigheid. tot in ewigheid. So Jesus kom in hierdie tyd en in hierdie Pasga fees moes die lam geslag word. Verstaan so wanneer Jesus as die lam van God kom, dan kom hy en vir 33 jaar het hy gereeld saam met sy ouers na hierdie fees te gaan na Jerusalem toe. Maar nou het die tyd aangebreek, sê die Bybel, dat die lam van God en God se bedoeling na vore moet kom. Want nou, soos Abraham gesê het, God sal sy eie lam voorsien. Ja. En hier is die tyd nou aangebreek, waar God sy lam voorsien. Ja. So daar's 'n tydperk wat in ons lewens aanbreek. En as ons daai tydperke van God in ons lewens mis, dan mis ons baie ander blessings wat saam met sekere tye kom wat God vasgestel het. En dieselfde met toe hy Jerusalem sien, sê toe ween hy oor Jerusalem. Die Bybel sê Jesus het geween. Toe hy Jerusalem sien, want hy sê wat Jerusalem, as jy maar geweet het, die tyd toe God jou besoek het. So daar is vasgestelde tye van God waarin God optree en waarin God dinge doen. En hierdie tyd was nou daar gewees vir Jesus om homself daar te stel as die lam van God wat geslag moet word. Ek het 'n interessante vraag wat nogal nou opkom. Dit gaan terug na Abraham toe. En dit is ook gevestig rondom die topik van identiteit. Want ons geloof aanvanklik gee ons identiteit, want as ons geloof gesyk word ons hele menswees word gesyk as ons geloof gesyk word, right? En hier het Abraham wat dien as die vader van geloof het opgegaan met sy seun en hy het sy seun beloof dat God sal sy eie lam voorsien. En soveel kere val ons in daai trap waar ons ongeloof het teenoor dit wat die Here gesê het hy gaan doen. Maar hy kom Abraham en het toon dat God gaan sy eie, hy hou aan of die versie te sê God gaan sy eie lam voorsien, God gaan sy eie lam voorsien. Ek sien dit ook as Jesus het wat die lam einde van die dag actually, maar alles het gelei vanaf Abraham, die hele geskiedenis het gelei na Jesus toe. Dit is alles voorberei om Jesus te toon aan die wêreld. Ek sien dat die sekerheid van Jesus wat moes gesterf het, staan dan vandag en dat ons geloof verseker dan kan stel dat die lam wat vir ons geslag was, die lam wat God vir ons gestuur het, was sekerlik gestuur. God het sekerlik sy lam voorsien en die lam het sekerlik vir ons gesterf en dit nou kan ons so seker wees van ons identiteit in dit wat die Here gedoen het. Presies. Kyk Bradley, is die waarheid wat jy sê, want Jesus se hele identiteit was in dit wat van hom geskryf was. Ja. Soos ons vanoggend dit wat van hom geprofeteer was. Ja. Alles wat die skrif sê, het Jesus voldoen. Dit was wie hy was. Dit is hoekom hy kon sê, ek het gekom om u wil te doen. Ja. Alles wat ek my Vader hoor sê, dit spreek ek. Wat ek my Vader sien doen het, dit doen ek. Ja. So sy hele identiteit was opgevang in wat daar van hom geskryf was. Hy het nie afgewyk daarvan nie. En dit is soos ek sê, geliefdes, dit is nie net wanneer ons sê ons is kleerlinge en dit uitlik kan lê hoe ons of blank of Afrikaner of Xhosa of wie ook al. Dit hang nie af van dit hang nie net af van wat gaan bly staan. Ek liewer dit sê, wat gaan eendag bly staan? Is dit wat jy in jou eie lewe ingeplant is? Is dit wat jy van jouself perceive het en jouself voorgestel het as ek is dit en of ek is dit? Of is dit wat die Here van jou sê? Ja. En waarna toe is die Here op pad met jou in wie hy is? Absoluut. Hoekom hy sê hy het ons geroep tot wat? Tot wat het God jou geroep? Om ons gelykvormig te maak
na die beeld van sy seun Jesus Christus ons Here. Dis waar ons identiteit lê. Dit is na wie hy is die ultimate een, as ek so kan sê. Hy is. En Absoluut. na wie God ons wil verander. Ja. En hoe God ons wil verander. En watter karaktereienskappe gee die beeld van 'n lam? 'n tipe sagte karaktereienskappe en 'n gentle karaktereienskap en soveel kere staan ons op uit ons kulture uit deur dit te defend en hoe defend ons dit? Ja. Ons is baie trots, ons het trotse defense van ons kulture. Maar hier kom die lam van God en hy bring homself baie meek voor. Hy bring homself baie sag voor. En wie is? En wie is? Hy weet waarvan dan hy kom. So as jy weet waarvan hy kom, is dit maklik vir jou om nie net noodwendig nodig het om in krag uit te gaan. Om sê byvoorbeeld om mense te oortuig bewees, want baie keer as ons sukkel met ons identiteit dan wil ons mense oortuig van wie ons is gebaseer op ons accomplishments. Ja. You know? Ja. Ja, dit is die waarheid. Ja. Dit is die waarheid. So God kies. God het ons identiteit vir onsself gekies. Want ons sou dit nooit kon maak. Ons het dit eers gemaak om onsself te kon red deur wie ons is. God het nie omgegee deur wie ons is nie. Hy het nie omgegee wat ons agtergronde was nie. Ethnicity is nie. Presies, ons etnisiteit is nie. Ons is mense voor God. Die woord van die Here sê, hy weet watter maaksel ons is. En al praat ek en jy dieselfde taal, al het ons dieselfde dinge wat ons aanhang, wat deel is van, en wat ons sê deel is van ons kultuur. By God maak dit nie saak nie. By God is daar nog geen Jood of Griek. Is geen slaaf of sticht nie. Dit maak nie saak nie. Almal is een in hom. Efesiërs, die boek van Efesiërs sê, hy het die twee een gemaak. Hy het ons deel gemaak aan die huisgenote van God. So ons raak hier die een nuwe mens ten kos en ten spyte van wat 'n agtergrond ons het, wat 'n kultuur ons het. Want nou, God se een doel is om ons te bring na Jesus se beeld toe. Want dit is die beeld van Jesus Christus wat hom behaag het. Die absolute gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus wat God behaag het. So nou die ding waar agter ons skil Bradley is juis die ding van ons kultuur. Suid-Afrika is vasgevang in die net van hierdie maalkolk van wie ons is en ons roem daar en ons is vasgevang. Wat vir my baie interessant is dat die Bybel sê hier, hy het geweet, hy het van God uitgegaan. En hy weet dat hy gaan heen na God toe. So ons begin en ons einde is God. Ja, hy is die Alpha die Omega, begin en Presies. Kan ek dit sê, voor ek vergeet, ekskuus, dis 'n punt wat ek wil maak, gebaseer op dit wat ek nou gesê het, rondom Jesus. As 'n jong man het ek Bybel begin lees en ek het niks verstaan en ek is seker as baie mense daar buite wat, veral jong mense wat buite wat die Bybel lees en absoluut niks verstaan nie, kan dit interpreteer nie, jy verstaan net absoluut niks en jy kan nie help dat jy nie verstaan nie, want jy weet nie wat jy nie weet nie. En ek het vir myself voorgeneem om net aanhou te lees, tot ek hoor dat die Gees van die Here saam met my gaan spreek. En op 'n dag, die punt wat ek wil maak daar is, ek het met die doel het ek gegaan na die Bybel, toen ek die Gospels gaan lees, met die doel dat Jesus was al so hier gepreek vir my, uit al die ander mense, predikante, pastore, wie ook al voor my gestaan het, Jesus was al soveel keer aan my gepreek, maar ek wil vir myself uitgevind het, man, wie is Jesus? Ek wil Jesus, ek het actually vir myself gesê, kom ek rediscover Jesus, kom ek gaan rediscover Jesus, maar vir myself, kom ek gaan doen my self-study, en hoe meer ek van Jesus lees, hoe meer vind ek myself. Hoe meer ek van Jesus lees,
hoe meer vind ek myself. Dit was vir my baie opvallend dat ek baie meer geleer het van myself toe ek van Jesus gelees het. In die tyd het dit nie vir my sin gemaak nie. Amen. Maar toe ons eens het ons weer conversation gehad daaroor en dan het dit vir my toe sin gemaak en ek het gedink, hier is die ding. En gebaseer op dit is waar ek my identiteit. Sure, dis absoluut wonderlik wat jy sê. En ek sit nou en dink, vind jy Jesus? Vind jy jouself? Yes, absoluut. Ja, is nogal mooi hoor. Want ja, dit is God se einddoel. Dit is God se doel. Die skrif sê hy is voor alle dinge. Ja. En in hom op alle dinge staan. Ja. Selfs wat jy dink van jouself, as jy skewe gedagtes het rondom jouself, as jy jouself verwerp, as jy niks dink van jouself nie, selfs wanneer jy dink ander mense sienwyse van jou beïnvloed jou negatief, dan het jy nog nie by die een gekom wat voor alle dinge is. Ja, absoluut. En in wie alle dinge stand hou. En ek dink God is wys genoeg om ek en jy te bring by daai punt waar ons na hom kyk. Want sodra jy meer na hom begin kyk, na Jesus begin kyk, dan begin jy te sê ek wil ook so wees. Ja. En jy begin soek Jesus in elke vertrek waar jy kom. Presies. Jy bou basies jou lewe, begin bou. So jy bou 'n ander identiteit in jouself. Smart. Jy begin anders te kyk na dinge, anders te voel oor dinge, want nou die enigste een met wie jou vergelyk, jouself vergelyk is hy. Yes. Want dit is ook die een in wie jy kyk en sê maar ek het 'n tekort hieraan in myself omdat hy toon van my iets anders. Sien, so net en is die praat van die tekort. He doesn't shame hy shame nie ons tekortkominge. Presies. Tekortkominge nie. Presies. Daai was die most beautiful ding wat ek agtergekom het van hom, is dat hy shame nie jou tekortkominge nie. So wat ook al jy dink, en die is die ding wat ons huidigelik vir die afgelope 15 jaar van 2010 af het ek agtergekom. Sê maar afgelope 13 jaar. Die ding met depressie waar dit begin die gemeenskap van die wêreld begin vat het. En ek besef hoe aardig kan jy dit ek het nou hoe aardig kan jy depressie as jy maar ek dink ek besef vandag nie alle mense het deurgemaak wat ek deurgemaak het. Die seën van God is te vind voor hy enige ander gees in hierdie wêreld te kan kom wat die knowledge van God in my hart wil challenge nie. Ja. So die eerste persoon wie ek gelukkig in my jeug gevind het is Christus. Voor enige ander geeste wil kom of knowledge wil kom om homself in my hart op te hef teen die knowledge van God wie God is, het hy homself ge-establish. So toe die tyd aanbreek vir mense wat depressief raak, toe voel ek het hier al klaar my hart wil vind en my identiteit gegee wat van hom afkom. Dit het my laat voel ek het dit al veel keer gesê en ek keer self, my laat voel ek is powerful, you know? Maar dit is my confidence. My confidence is dat hy is groter, wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hy was my confidence geweest. Absoluut. So, ek dink vir die mense wat dalk met hierdie ding sit vandag nog, en as mense wat vandag nog sit met hy depressiewe gees, en ek dink daai nou kom uit jy nie jouself ken nie, of jy dalk 'n terugslag volgens jou lewe gehad het, en daai ding jou identiteit rondom daai terugslag begin bou het, you know, en jou so gesien het, maar nou lees jy die Gospels byvoorbeeld, en jy kom Jesus agter in sy karaktereienskappe en hoe lief vir ons het, dan sien jy 'n hele ander prentjie van jouself, en ek dink dit is waartoe ons vandag wil gaan. Dit is so. As ons kyk na hierdie gedeeltes van Johannes 13, dan vind ons uit daar's 'n ander prentjie wat ons moet sien en wat Jesus projekteer hier. En dit is die prentjie van
wat doen Christus in ons lewe? Ek onthou die dag baie jare gelede. Toe ek by 'n rivier sit en die Here begin met te praat. Daar was niemand rondom my nie. Want ek het die groot probleem gehad van hoe ek myself gesien het. Hoe ek van myself gedink het. En vandag kan ek nie glo is dis dieselfde persoon wat die praat nie, want ek kan onthou die dag toe ek my hart oopmaak vir die Here. Alreeds nadat ek hom aangeneem het vir my. En hoe ek vir hom gesê het hoe ek voel oor myself. En maar ek kan onthou daai dag toe 'n stem skielik met my praat. Toe woorde skielik na my toe kom en dit spreek met my. En ek beskryf dit vandag as die woorde deel my hele liggaam gemaal. Ek kan die woorde so goed onthou. Wat was die woorde? Die woorde was: ek het jou nie verwerp nie. Ek het jou uitgekies. Jy is myne en ek het jou lief. Ek kan onthou. Ek het begin huil want die woorde het vir die tweede keer dieselfde oorgesê. En hy woorde het self herhaal en ek kon voel dat hy is aanpas gewas word deur die woorde. Ek het nooit eers daarna ontdek in die skrif sê die Here dit in Jesaja vir die volk Israel. Ek het jou nie verwerp nie. Ek het jou uitverkies. Ek het jou lief en jy's myne. Dis woorde wat die profeet Jesaja vir Israel sê en ek het ontdek dit eers later in die Bybel. So daai woord het my dit was die begin van die verandering na hoe ek na myself gekyk het. En watter kyk Bradley, as ons is gebeurtenisse in ons lewens toon ons hoe ver ons gevorder in ons lewens. En hier kom Christus by 'n tydperk, hierdie keer, die Paasfees, al die ander kere het hy na die Paasfees toe gegaan. En dit was oké. Hy was oké geweest. Maar hierdie keer was dit die Paasfees en die tyd wat aangebreek het vir hom om homself as die lam van God te toon. Om geslag te word, om gekruisig te word. Die tyd het aangebreek vir hom. Om daardie Paasfees was dit nou dit vir hom. Sy tyd het aangebreek. Die uur het aangebreek, soos die Bybel sê. Maar daar's 'n hele paar dinge wat rondom dit gebeur. Die Bybel sê hy het geweet dat hy uit God uitgekom het. Hy het geweet wie hy was en waarheen hy op pad was. As ons in geleenthede in situasies kom, wat is ons ondervindinge gewoonlik van onsself en hoe ons dit hanteer? Veral as dinge teen ons is. Hoe interpreteer ons daardie dinge ten opsigte van hoe ek voel oor myself en wat ek dink van myself en so aan. Christus, die Bybel sê, geliefdes, as ons nie onsself in rad kry wat hierdie ding betref nie. En ek dink, ek het al genoeg gesien en gehoor om te weet dat baie van ons mense sukkel met dit. Identiteit. Ja. Baie van ons mense. Kan ek iets daarop dit sê? Dit het nou iets gesê van die woorde die gewas. Ja? Dis die illustrasie wat nou gebruik was. En daar praat die woord van die Here van Jesus het sy disippels se voete gewas. En verder aan sê Petrus as 'n voorbare gehou. Sê Petrus, ja, hy rejected eers, maar toe hy sien die intenties van die Here se hart, toe sê Here dan, was dan my hele. Ja, maar Bradley, hoekom maak hy toe daai verskywing? Die rede hoekom hy daai verskywing was om Christus nadat hy gesê het, jy gaan nie my voete was nie. Jy sal my voete nooit was nie. Dus sê Jesus om, jy sal dit nou verstaan. Hulle sal dit nou verstaan. Maar, dan sê Jesus ook by, jy het geen, as jy my nie toelaat om jou voete te was nie, dan het jy geen aandeel van my.
dan het jy geen aandeel aan my nie, want hier wil Christus hulle 'n les leer van homself. Van as jy groot wil wees, dan moet jy die kleinste wees in die koninkryk. Ja. En jy moet hy sê agterna vir hulle, dit is wat julle aan mekaar moet doen, deur mekaar se voete te was. So dis 'n les wat hy vir hulle wou leer. Maar Petrus wil hom nou uit die les uithaal wat Christus vir hulle wil leer, en dit was om mekaar se voete te was, want daardeur toon jy jouself as 'n dienaar van jou broer. Maar toe hy sien, Jesus sê, jy het geen aandeel aan my nie. Dis hoekom hy toe terugdink. Want hy's nou bang. Hy's nou bang. Hy wil nie sy eerporsie verloor. Presies. Hy wil nie verloor in die saak nie. En nou kom Christus, want daar's lesse daar's sekere dinge waarin Christus, in baie van die dinge waarin Christus vir ons 'n les wil leer rondom homself. En in hierdie geval was dit van hy sê agterna vir hulle, julle noem my Heer en Meester, en julle is reg, want dit is ek. As ek dan julle Heer is, doen wat julle my sien doen het, en was mekaar se voete sien. So hier kom Christus met hy was onderworpe aan Christus, en nou was hy onderworpe aan die tyd wat aangebreek het, maar hy toon hierdie ability om in die nederigheid, om in die tydperk waar hy nou moet sak, want die uur het aangebreek vir hom, toon hy die sterkte van. Jy weet, oorwinning kom nie altyd uit wanneer ons sterk is nie. Oorwinning kom uit wie ons weet ons is in die Here. Uit wie ons weet ons is oorwinning vir my is, ek sien dit as jy klaar gewen, die moment jy op die veld staan, op die oorlogsveld staan, jy klaar gewen, of jy klaar verloor. Dis hoe ek oorwinning sien. En Jesus wat hy hier doen, deur sy Petrus sien Christus as die grote God. Hy het gesien wat die wonders die Here doen. Hy het gesien hoe val mense voor hom neer. Hy het gesien, hy het al die wonders gesien. So hy sit met daai agter hom, dat die groot Heer en Meester is. En dat hy nie, net soos Johannes, nie as waardig is om sy skoenrieme vas of los te maak nie. En nou kom hy met dieselfde mindset, kom hy en sê, jy gaan nie my, want ek is dit amper nie waardig. Ja, maar hoe het Christus homself geprojekteer aan hulle op die oomblik? Baie nederig. Want nou, precies, hy het hom as nederig getoon, hy het hom getoon as 'n dienaar, want dit is wat 'n dienaar, 'n diensknegt gedoen het. Wanneer daar mense gekom het, dan was hy voete en so. Christus is absoluut opgetree as 'n dienaar, maar hy het ook geweet, sy tyd het gekom as die lam van God. Dit hang soms af in die verskillende omstandighede van hoe Christus homself projekteer aan ons. En wanneer hy homself projekteer as 'n dienaar, dan sien hulle hom nog. Hulle noem my Heer en Meester, soos jy nog gesê het. Hulle sien hom nog as hy, jy het siekes genees, dooies opgewek en allerlei dinge gedoen. En nou ken hulle nie die van hulle ken jy dit, want hy tree op uit sy identiteit as dienaar, as die lam van God. Sien jy, soos jy net al gesê het, hoe is die lam? Hy sag en hy nederige geaardheid, ja. En wanneer hom dit toon, so, ons is baie keer verkeerd in wanneer die tye vir ons aangebreek het, om te submit in wat ons weet Christus. Ek het nou van 'n geval, waar die Here, die maandag is ek besig om te bid, en ek voel die Here praat van my. Die Here, hy weet, ek het vergeet eintlik daarvan, en hier in die middel van die week, toe die ding gebeur, toe kom dit op by my, wat die Here vir my gesê het, die sterkte is nie altyd in die krag nie, maar in die betoning van nederigheid en wysheid. Sien, so, ons sou verwag, dat soos die disciples ook verwag het, of die mense verwag het, hy moes engele roep om hom te red. Ja. Maar hy kom nie.
Hy kom Hy het nie nodig om in hy krag te kom. hy het nie nodig gehad om in hy krag te kom nie. Anders sou hulle nie bestaan het nie. Anders sou ons ooit gered geword het. Dan sou sy werk einde van die dag afgespeel het soos wat dit moes afgespeel het. Dit moes volbring Die word. werke waaraan waarvoor hy gekom het. Presies. Ja. Presies. Nou ons moet uiteindelik, dis Jerusalem het dit nie gelees toe God besoek het. En hoe het God hulle besoek? Deur sy seun Jesus Christus. En baie keer mis ons die aangelede van God. Baie keer mis ons die tye en die geleenthede van God in ons midde, omdat ons verkeerd na dinge kyk. So Kan ek ook die vraag, want vroeger het hy iets baie interessant genoem, dat waarvan hy kom en waartoe hy op pad is. En elke keer wanneer die Here homself toon aan mense, sê die volgende, hy sê die koninkryk van God het nader gekom. Nee? Die koninkryk van God het nader gekom, en dan sê hy, ek kom nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van my Vader. Want ook al ek sê my Vader doen, dit doen ek. En daai is 'n teken van waaruit hy leef, die krag waaruit hy leef, die identiteit waaruit hy leef. Maar ek het ook nou die dag genoem, so toevallig in 'n gesprek, dat ek begeer om ook, wanneer ons in social setups is en ek voel die Here begin te praat, dat ek daai courage sal hê om uit die gesprekke te gaan bid. Ek wonder hoe sal dit wees as ek dit beleef. Dis my vraag aan myself. Sal dit wees as ek dit beleef in die lewe wat ons nou leef en hoe besig die lewe uiteindelik is. You know, sodat wanneer ook dit wat jy nou gesê het, dat ek nie sal mis dit wat die Here sê nie. ja, You know? Want ek wil so graag ingestel wees en dat dit my lewe sal word. Maar nou hoe neem, want ek dink as baie mense meer as dit ek, baie mense wat sukkel om hoe neem hulle die nuwe identiteit aan as hulle weet dat die identiteit gaan dalk streweling veroorsaak vir hoe mense hulle ken. Kan ek ook aan voor ek vergeet. Interessant van dit wat jy sê. Hoe neem ek dit aan? Hoe laat ek dit toe? Die Here Jesus sê vir sy disippels, die woorde wat ek spreek is gees en lewe. En dan sê hy vir die disippels, julle sal reeds rein deur die woorde wat ek tot julle gesê het. Nou baie keer wat ons dink die Bybel is 'n geskrewe boek, maar die Bybel, die woord van die Here, sal ek sê, is geïnspireer deur die Heilige Gees. Hoe meer ons daarop ingaan om te kyk na die persoon van Christus, hoe meer kry ons met die Heilige Gees te doen. En dit is dit wat ons verander. Dit is dit wat ons dan sal laat opstaan en net uit 'n gesprek uitstap om eenkant alleen met Here te wees. Want dit is wat Christus getoon het. Hy het weggebreek, of hy het die nag deurgebid, weg van sy disippels af, en volgende gaan hy net voort met, want dit was wie hy is. En dit is na hom wat die Heilige Gees ons wil verander, in daai beeld, in daai optrede, in daai woorde wat die Heilige Gees ons wil laat optree. Dat die company van die Vader is veel meer belangrik as die company van mense. mense. Presies, want op die ou einde is dit die mense wat gekruisig hom. So Dieselfde mense aan wie soveel miracles gedoen het. Presies. So wat beteken ons moet nie ons identiteit vind in weer eens in wat mense van ons sê hoe hulle ons vandag prys en môre kruisig. Presies, ons kan nie, want dan raak ons en ek draai dit net om na die beeld van die mens. Dis kom die Bybel uitdruklik sê, hy het hom nie aan hulle toevertrou nie, want hy het geweet wat in die mens is. So Christus se identiteit is al wat God in belang gestel het. En die rede hoekom God ons tot homself geroep het, is om ons te bring na die gestalte, na die beeld van sy seun Jesus Christus. In die beeld het gesê, ek doen niks wat ek nie my Vader sien doen. Wat verloor ons? Ons het vanoggend in ons meeting gesien dat hoe Christus die laaste wat gebeur het op die kruis is, hoe hulle
gedobbel het oor sy klere, oor sy klere. Sure. En dan ook na dit, dan sien hy daar staan sy moeder en hy sê vir sy moeder, daar is die seun, daar is die moeder. En dan raak hy ontslaaf van alles wat aards is vir hom. Hy raak ontslaaf van alles wat aards is vir hom. En hoe ons dinge sien, wat ons as belang sien, wat ons sien as wat ons identiteit opmaak. Voertuig maak nie ons identiteit op nie. Huis maak nie ons identiteit op nie. Om vaste besittings te hê en om geld in die bank te hê, maak nie ons identiteit op nie, want daai dinge gaan agterbly. Maar kyk, as ons is lekker om geld in die bank te hê, ek wil nou nie. Definitief. Soms as 'n mens so skarrel om wie gaan bydra vir dit of 'n pizza, dan besluit Wat is nie hoe 'n pizza praat nie. So, Ja. is dinge wat agter gaan bly. Ja. Alles wat ons dink ons identiteit opmaak, in wie ons dink, of dit nou is geleerdheid of beroep, wys en so aan. Dit Want maak die ambisie. dit bly agter. Ek moet sê, ek het gisterand, terwyl ek gisterand my stilte tyd hou, besef ek die ding. Ek het gebid en ek het gevra vir die Here, wat is die ding wat ek voel, wat kind of, anker. Hy wil 'n man anker op. Ja. En nie dat jy nie kan verder oorgaan in jou gebedslewe nie, kan verder oorgaan in jou werksaam maniere. En is asof die Here daai ding uitwys, asof die Here 'n lig skyn op ambisie. En veral as 'n jong man wat jong getroud is, het 'n familie en alles al, jy kan jouself amper nie help om in die effort om te wil voorsien vir jou gesin en als daai, om ambisieus te wees oor die toekoms. Maar dan is daar die ander ding, dat jou identiteit het half jou gewoontes ook kon word. As jy bijvoorbeeld vroege mense, jy staan vroeg op en jy het probleme, dan kry jy ons wat laat opstaan en hulle het 'n probleem. Maar nou sê jy vir jouself, ek wil 'n beter lewe lei en ek wil 'n bietjie vroeg opstaan. In plaas van 7 uur, ek wil nou begin 6 uur, in plaas van 6 uur wil ek begin 5 uur, sodat ek meer gedoen kan kry. Maar dan probeer jy dit praktiseer, en sit byvoorbeeld vir 2 oggende om 'n nuwe identiteit te skep, probeer ek sê. Vir 2 oggende staan jy vroeg op, vir 3 oggende jy staan vroeg op, maar die 4de oggend dan is jy bietjie, want jy is nie gewoond daaraan nie. Maar wat ek by wil kom is dat dis die woord van die Here wat ons gewoontes uit moet aanleer. En nie uit ons praktisering van gewoontes uit nie, want dis die woord van die Here wat gees is en dis wat ons verlig. Dis wat ons was einde van die dag. Geliefdes, moet nou nie sê ons verag wat jy geleer het of jou beroep wat jy het of wat jy besit. Dit is tot ons seëninge wat die Here dit vir ons bied. Wanneer ons seëninge vir ons roem maak. Nee, ek wil sê wanneer ons seëninge vir ons wanneer ons dit begin plaas voor wie die Here is in ons lewens, dan is ons 'n groot moeilikheid. Die ryk jong man, ek dink sommer aan die ryk jong man. Presies. Dit skep, dit maak nie van wie is nie. Jy kan ryk wees, jy kan beroep, jy kan 'n beelderige agtergrond wees, maar jy kan nog steeds die lelikste persoon wees. Maar wel, David was ryk en steeds was hy 'n man na die hart van God. En tog daar was wat ryk. En die Here het nog altyd geseën die wat aan hom behoort. Maar ek wil neerkom op Petrus se optrede. Ek dink daar wil ons die lyn ook trek. Maar Petrus, Jesus het hom op daai stadium, het Jesus hom hulle gedien uit die sterkte van wie hy was. Dat die feit dat hy geweet het, hy gaan terug na sy Vader, waar vandaan hy kom. So, nederigheid skep in diensbaarheid is nie 'n betoning van swakheid glad nie. Is nie 'n betoning van swakheid dat hy swak was die oomblik toe hy hulle voete. En dit is hoe Petrus hom aangesien het. Maar Jesus sê nog steeds hom, as jy nie my toelaat nie, dan het jy geen deel aan my nie. Dit wil sê, ek sny jou uit my lewe uit.
Dis wat Jesus gesê. Ek sal jou uit my lewe uitsny. As jy nie die les wil leer nie, want as jy nie die les gaan leer nie, gaan jy ander nie toelaat om in jou lewe in te spreek nie. Of gaan jy ander nie toelaat om dinge te doen, nie. Want hy was die voorbeeld en hulle moes hy voorbeeld van hom navolg. En daai voorbeeld het gekom in die vorm van 'n gesindheid aan te leer. Dis presies. Absoluut van 'n man. Presies. En daar's ook 'n gedeelte waar hy saam met die Fariseërs praat. En Fariseërs kan nie dit begryp wat hy sê. Hy sê ook vir die Fariseërs hulle kan nie begryp wat hy sê nie. Ja. Hulle kan nie al praat hy woesap, hulle sal dit nooit kan begryp nie. Want hulle sê jy sal 'n gees. Presies. Hy was gereeld vergelyk met of 'n misleier of as sy ouers dan nie onder. So gedurig deur mense hom gemeet aan die standaarde van hoe hulle lewe persief het of waarvandaan hy kom. Ja. As sy moeder en sy broers en susters dan nie nog nie by ons is dit nie, as hy nie die seun van die carpenter. Ja. So hy was gedurig, maar hy het vas bly staan in hoe hy was. As julle waar sy ouers hom gesoek het, weet julle dan nie dat ek in die dinge van my vader is op ouderdom van 12. En later ook toe sy moeders en sy broers hom weer kom soek en gedink het hy's mal, toe sê hy my moeder en my broers is die wat die wil van my vader doen. Verstaan, so hy was konstant onder die druk van wie hulle wou hê of wie hulle gedink het hy is. Maar elke keer het hy bo uitgekom as die seun van God. Ja. En wat van die unpopularness van kies om die lewe te leef? Because ek is seker daar's jong mense wat ook dit gaan. Because nou word jy unpopular in jou eie familie. Want daar is as gedeelte waar hy sê hy het gekom om skikking te word tussen die dogter en die skoonma en die ma en seun, pa en dogter. Daai gedeelte. Wat van dit wat unpopular is in die gemeenskap? Dis van die wêreld. Dit is wat so fantasties was van sy tyd alreeds. Jesus was nie net bekend vir dit wat hy gedoen. Sommige mense het gesê hy is van die duiwel beseer. Hy dryf duiwels uit deur. Yes, ek ken daai stukkie. So en die Fariseërs was gedurig op hom. Dis hoekom hy baie keer in die agterstrate moes rondgegaan het. Ja, dis wat ek gesien het. Ek het gesien dat hy elke keer dan probeer hy die Fariseërs, hoe sê mens? Ek probeer wegkom van die Fariseërs. Ja, Ek dink hulle wou hom dood, hulle wou. Presies. Maar ek geweet sy tyd was hy na dieselfde wat sy broers hom gevra het. Kom gaan jy nie af? As jy in almal se monde wil wees, kom gaan jy nie af en toon jou dade wat jy doen. Ja. Maar Jesus het vir hulle gesê julle tyd is altyd daar, maar my tyd nog nie. So daar was hierdie ding van selfs unpopular in sy eie familie. Tot waar jy sien waar Jesus eers later gegaan het, want hy sê die woord sê sy eie broers het nie in hom geglo nie. Sure. So hoeveel families is daar nie wat dit ervaar vandag het? Presies. Wat hulle noem die swart skaap, hoekom noem hulle om die swart skaap dan? Net omdat hy unpopular is in die familie, wat nou van generally. Ja. Van die lewe van vandag. Eendag het iemand gepraat oor die swart skaap. Sorry, want ek sien jy hou nou al die tweede sessie dien jy aan met die swart skaap. Nee, ek probeer. Weet nie wat jou bedoelinge is om die Bybel iets sê nie. Maar toe sê iemand die by ons kan ons praat van wat broodjies want ons is almal kleerlinge. So. Okay. So die ons identiteit, ek sê weer, my identiteit word nie meer beperk deur wie ek is as 'n kleerling of as jy Afrikaner is of wie ook al is nie. Want dis wat ons confidence gee. Presies. Wat gaan op die ou einde? Ek vra vandag vir u, wat gaan op die ou einde bly? Wat is dit wat ons op die ou einde ingebou het in onsself, maar wat vernietig gaan word? Waarop het ons die hele tyd gebou? En hoe gaan ons ontnigter word die dag wanneer ons regtig waar voor die Here moet staan en moet sê wie ons is? In daai geval, wat van die geliefdes wat hulle identiteit bou, wat in die kerk is,
wat hulle identiteit bou op die gawes wat die Here hulle gegee het. Wel, ek het verlede keer gesê, dit is van verbygaande van aard. Profesie, dit gaan ophou. En genesing en allerlei goed gaan ophou. Want daar gaan So, nie siekes wees ook, nie. ja, en ook Christus sê, Christus praat daarvan wanneer hy sê, baie sal kom jy en sê, Here, in U naam het ek duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak. Maar dan sê Christus, ek ken jou nie. Op grond waarvan sê Christus sê, wat baat het? Want daai dinge is dinge wat jou populair maak. Ja, dit doen. Het maak bekend. Maar wat baat het? Jy wen die hele wêreld en aan jou siel lê jy skade. Hoe ver het ons toegelaat dat Christus homself deur sy Heilige Gees in ons lewens inbou? Waaraan sal julle geken word? Daar's 'n gedeelte in Johannes wat sê julle sal geken word aan wie julle mekaar liefhet. Ja. Hieraan sal julle geken word dat julle mekaar liefhet. Ja. Weet dat julle kinders is van God, sê ek, miskien kry ek skaf dit 'n bietjie verkeerd, maar om en by die area waar hy sê hieraan sal die wêreld weet dat julle kinders is van God is, dat julle mekaar liefhet. En ek dink dit is wat Korintiërs sê wat vir ewig sal bly. Geloof, hoop en liefde sal. Gesê van ja. Want daar sal altyd liefde wees. Ons sal nie meer nodig hê om te hoop aan die ander kant nie. Ons sal nie meer nodig hê om te profeteer aan die ander kant nie. En ek dink as mense waarheid soek, daarin is die waarheid vir ons toegeskryf dat die liefde. En nou leer ons die gesindheid van hoe om te leef terwyl ons nog hier is. Selfs in die betoning van diensbaarheid in Van mekaar, diensbaarheid, yes. is dit 'n betoning van liefde. Ja. Selfs in die betoning van eerbiedigheid in mekaar, daarin lê die liefde. Wat is dit wat die Here vandag vir u sê rondom jouself en wat jy toegelaat het en ingebou het in jou eie lewe? Was dit om jouself te defend op die einde van jou lewe? Of was dit om Christus die plek te gee wat hy in ons lewens het en moet hê? Wat is dit wat jy toegelaat het? Wat is dit wat jy aangeneem het? Of wat is dit wat jy vanaf weggeskram het, soos in die geval van Petrus? Toe die Messias, die Christus, dis hoe hulle hom gesien het. Ja. Die een wat gekom het om ons te verlos, toe hy homself toon as 'n dienaar. Toe hy homself toon as iemand wat ander wat homself laag geag het as ander. En Jesus sê, as julle my so noem, Here en Meester, dat julle is reg. Dan moet julle doen wat ek vir julle sê. Ja. En hierdie karaktertrek van hom om. En Bradley om af te sluit. Die hele tyd sien ons hoe Christus, die hele tyd hoe Christus ons gehandel het, die armes hanteer het, die mense wat hom gevolg het, sy sorg oor hulle. Was soos 'n herder gewees. Nee, hulle kan nie nou gaan nie, gee vir hulle iets om te eet, want hulle volg ons al lankal. Daai sorg en die passion wat hy getoon het. Nou as jy sien hoe hy teenoor die wat jy net genoem het, die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die priesters, as jy sien hoe hy teen hulle opgetree, dan het hy met gestrengheid opgetree. Dit is amper asof hy nie omgee hoe hy teenoor hulle gespreek het nie. Selfs die disippels kom na hom teen hulle, vra vir hom, het jy gesien dat die Fariseërs skrifgeleerdes neem aanstoot voor wat hy sê. Toe sê hy vir hulle, elke boom wat my hemelse Vader nie geplant het nie, dit ruk hy uit. Dis die gesindheid waarmee Christus hulle benader het. Want vir hom het hulle dit wat sy Vader gedoen het en wou doen, teen dit het hulle gespreek. Teen die wil van die Vader gespreek. En dit is hoekom hy so opgetree het. Maar as jy sien hoe hy met die armes hanteer het, dan het hy met absolute liefde hanteer. Hy het hulle geseën, hy het hulle genees, hy het hulle bevry, en hy was alles wat hulle nodig het om uit te
Hy het 'n spesifieke omgee gehad vir die armes. Dan van daai, hoekom maar net vir die armes? Hoekom maar net vir die rykes ook nie? Maar dan sien ek hoe hy die rykes gehanteer het in die vorm van Messias, in die vorm van 'n ryk jongman, in die vorm van ander voorbeelde wat daar is dat die rykes weer gevoel het dat hulle nie hom nodig het nie. Ja. En dat hy gesê het hy wil kom vir die siekes om hulle te genees en hulle wat gesond is het die geneesheer nodig het. Ja. En as ons karaktereienskappe dalk siek het, ons karaktereienskappe dalk siek geword deur die invloed van hierdie wêreld. Is dit dalk iets wat ons moet hoe sê mens sny van onsself af of toelaat dat die Here dit afkeer van ons af. Ja. Want dan sien ek die gedeelte waar Petrus so optree ook as die goedheid, die ultimate goedheid wat die Here nou toon aan die mens. En hoekom is dan dat dit voel dat wanneer die Here so goed vir jou kan wees, dat jy dit reject, alhoewel dit die wil van die Here is, om aan jou as 'n mens goedheid. Kom is dat 'n mens dat wat die goedheid van die Here net so reject. Al kom dit byvoorbeeld materialisties en hulle reject dit net so. Was dit bedoel, al het die Here dit so bedoel. Ja, ek dink Brent, ek wil eintlik by te vra, hoekom sny die goedheid van die Here dan so diep in ons? Het voel asof dit diep sny in ons en ons trots bietjie aanraak, want ek het nie betaal vir die ding nie, ek het nie iets gedoen om te kry nie. Die Here sê ek sal 'n nuwe verbond met hulle sluit in die laaste dag. En hierdie verbond is ek sal my woorde en my verordeninge op julle harte sal ek dit skryf. Maar in julle verstand. Jy sê ons is lank in die wêreld blootgestel en ons het hard geword. Ja, absoluut. Ons het hard geword. Dit is hoekom die woord van die Here so diep en so hard sny in ons. Want ons het soms toon ons nog daai ding van harte van klip en nie harte van vlees nie. So as die Here kom, dan praat hy diep in die woord. Hy sê self in die boek van Hebreërs, u woord is skerper as enige tweesnydende swaard en dit sny deur die skeiding van siel en gees en murg en been en dit is 'n beoordelaar van die hart en die gedagtes, die oorlegginge van die, jy weet. So die woord vat hy diepte. En die woord is die enigste ding wat kan dieper as 'n swaard kan sny, skerper as enige tweesnydende swaard. Dit is hoekom dit so diep raak in ons harte en soos ek sê, ons is blootgestel, ons het die meerderheid van ons lewe in die wêreld deurgebring. En nou wat ons by die Here kom, nou is dit diep om die dinge in die gedagtes te verander. Want ons moet vernuwe word. Want dit is vasgelê. Presies. Ja. Ons moet vernuwe word. Dit is hoekom ons die woord in ons moet neem. Dis hoekom ek sê, dis hoekom Christus gesê, julle sal reeds rein. Dis hoekom ek vroeër gesê het vir myself. Ek word dit gevoel asof dit deur my spoel. En dit is die waarheid. Daar is sekere dinge wat ek nie van die Here kan verstaan nie. En daar is sekere werkinge van die Here wat ek nie kan verstaan nie. Maar daar is sekere dinge wat ek definitief baie seker is oor wat met my in my lewe gebeur. Verstaan jy? Soos die woord wat ek hoor, die woord wat na my toe kom, hoe die Here spreek, hoe die impressions kom en hoe die gedagtes saamvloei met die hart wanneer die Here spreek. En dit is vir my die mees fantastiese ding om te kan ervaar. Omdat elke keer wat ek Here maak, sny my ore. Besny my ore. Soos hy my hart besny my ore, sodat ek die stem kan hoor. Want nou raak ek verlange, ek wil soos Jesus wees. Ek word sensitief, nou lees ek in die woord, en hy het geweet wat hulle redeneer. Sê by wat hulle onder mekaar redeneer. So nou begin ek te bid op daarvan, Here maak my so, ek wil ook so luister, ek wil ook so weet in my hart, wat mense sê, of wat mense dink, en dit werk. Dit werk. Want ons ding is ons stel ons self in vergelyking met hom, en nie met iemand anders nie. Sodra ons dit doen, die Vader eer ons. Want ons kom vir dit wat die Vader daar gesit het. Geliefdes, ek wil vir julle sê, as jy die seun van God lief het,
dan het die Vader jou ook lief. Want dit is sy Absoluut. seun. Absoluut. En ook baie belangrik, die ewigheid is 'n geskenk deur Jesus Christus. Hy sê hy is die deur, niemand gaan na die Vader behalwe deur hom nie. Amen. So wanneer ons sê dat Christus weet waarvan hy kom en want wie hy op pad is, word dan ons realiteit as Christene vandag. Ons was die idee van God gewees. Presies. Ons is die bome wat deur God geplant was. En ons moet aanvaar, wanneer ons daai geskenk aanvaar dat ons deur God geplant is op hierdie aarde om 'n verskil te maak in mense se lewens en mense weet te point na die seun van God toe, Ja. in hom deur wie alle dinge ontstaan en bestaan. Amen. Wanneer ons daai geskenk van as Christus aanvaar, dan dink ek daar is die begin van nie net van wysheid nie, maar die begin van ons verhouding saam met hom wie vir ewig is. Amen, broer, ek dink aan wat vanoggend in die kerk gebeur het. Toe Lia vertel van die droom wat sy gehad het. Smart. En ons te sommer daai deur wat ons sien besig is om voor ons oop te gaan, Oh, that om was haar beautiful. in te trek en Ja. te vra, wil jy dan nie die Here Jesus in jou hart aanneem? En met trane kom sy en sy neem die Here Trane Jesus en aan. conviction. Dit is op die einde Amen. God se doel met ons. Amen. Die woord van die Here sê God is getrou wat ons geroep het tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. En dit is in daai gemeenskap met sy seun dat ons verander. En ons Dat is sy nie wees nie. Hy het ons ook die Gees gegee. Ja, ek wil net goed dit sê, een ding voor ek vergeet. Sê dit. God, ons noem dit identiteit. God noem dit na die beeld. Ja, Nie beautiful. identiteit nie, is 'n menslike beskrywing van dit wat God se bedoeling is met ons. Wanneer ons kom en getransformeer word en sustainable is in dit waarin God ons in verander. Nie weer te wil verander nie, om nie weer anders dit wil word nie, maar sustainable wees in wie God ons voorgeroep het om te wees. En hierdie wêreld gaan altyd van ons verwag om onsself te toon. Ja. Hy gaan altyd daai ding uit ons wil. Hy gaan altyd van ons verwag om onsself op die toneel tentoon te stel as wat ons die Vader op die toneel tentoon stel. Presies. Wat Petrus se belydenis eintlik daar aan Jesus was, ek is u nie waardig nie. Ek is u nie waardig nie. En hoeveel vandag Presies. het jy daai Wat redenasie nie? wat dink jy? Ja, ek is u nie waardig nie. Ek is nie waardig om 'n kind van die Here te wees. Ek is nie waardig om Jesus te volg. Wat sê jy van mense wat vandag dalk so voel? Wel, ek sal sê, raak ontslaaf van hy gedagtes. Of nog te meer, vra die Here om ontslae om jou te help om ontslae te raak van daai gedagtes. Want deur daai gedagtes gaan jy afgesny word van die lewe van God. Want dit is wie Jesus was, die lewe van God. Hy beeld, hy was die onsigbare, hy was daai beeld van God, van die onsigbare God. So wat Jesus verwag is wat sy Vader verwag van u. En dit is om deel te hê aan sy beeld. Ja. Nie identiteit nie, maar aan sy beeld. Ek wil nie sê, ek dink gisteraan ek wil graag nog al die geliefdes encourage om stubborn te wees oor hulle geloof. Be stubborn oor die waarheid wat die Here oor jou sê. Want dit wat jy gaan sien wat die Here oor jou gaan spreek, gaan waarheid wees en sy woorde gaan geesgevuld wees vir julle wat dit nog gaan nasoek en gaan najag, maar wees stubborn om jouself te vestig. Vestig jou daarin, in dit wat die Here oor jou spreek en wees stubborn daarin. Moenie laat die wêreld julle mislei deur die knowledge van hierdie wêreld. Want dit klink alles amazing. Voor die hand, dit is alles voorhand liggend, is dit amazing. Maar einde van die dag is dit om die harte van die volk van die Here te wil mislei. Moenie jou nie laat mislei nie. Toets die geeste. Amen. Nee. Amen. Ja, Jesus, dit is wel. Dankie geliefdes en onthou, Jesus is die weg,
die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Gaan na hom toe en kry jou saak reg met hom, sodat jou beeld gevorm kan word na sy beeld. En as dit nodig is, gaan rediscover hom. Lees hom weer op, soek sy hart weer, as dit nodig is. Maar dit gaan ver van ons om nederig te wees. Dis waar, Amen. dis waar. So as hy nou vir my 'n koppie koffie nou gaan maak, en nederigheid betoon aan sy skoonpa, laat dit so wees. Ja. Shalom geliefdes. Shalom geliefdes. Mooi bly. Lief vir julle. O ja. Subscribe. Ons kan ook nou so sê. Ons kan ook nou sê. Jy moet nou sê PS. Subscribe. Okay. PS subscribe. Julle tot ons volgende gesprek saam met julle. Mag julle in vrede gaan. Shalom. Shalom.